Ons teks vanoggend kom uit Jeremia 23 vers 29. En dan wil ek ook net graag Psalm 1 as 'n direkte vertaling uit die Masoretiese teks bietjie belig. So dit is ons twee tekste. Kom ons kyk eers na Jeremia 23 vers 29. Maar voor ons begin, kom ons vra dat die Here ons sal help. Here, ons bely ons totale afhanklikheid van U in hierdie oomblikke. Vir hom wat moet preek, maar ook vir hulle wat moet luister. Net U kan werk. Werk soos wat U goeddink vanoggend. Word verheerlik, Here, in Jesus naam. Amen. Jeremia 23 vers 29 is dan ons teks. Is my woord nie so, soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer, wat 'n rots vermorsel nie. Maar om hierdie teks binne konteks te sit, gaan ons ook Psalm 1 lees, soos vertaal uit die Masoretiese teks. Kom ons lees saam. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die byeenkoms van spotters nie, maar sy vreugde is in die wet van die Here, en sy wet oordink hy dag en nag. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee, en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei of is voorspoedig. So is die goddeloses nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdigers, maar die pad van goddeloses loop dood. Ek wil tog net vinnig hier 'n paar verse uit die Masoretiese teks verduidelik, want ons leef in 'n tyd waar daar regtig verwarring is oor so baie vertalings, dat 'n mens nie meer weet wat om te glo en wat om nie te glo nie. Maar uit die oorspronklike Hebreëus, soos wat die Masorete dit vasgelê het, uit die ou Hebreëse taal, wil ek net 'n paar dinge duideliker maak. Vers 1, gelukkig is, die Hebreëse uitroep Asheri, vertaal dit as welgeluksalig. Maar die nuwe vertaling gee meer die direkte kernbetekenis van gelukkig. Dit gaan goed met. En dan as jy mooi na vers 1 kyk, dit dui duidelik op progressie. Die Masoretiese teks bou 'n duidelike poëtiese klimaks. Hy begin by loop, wandel, staan, sit. En dit wys hoe 'n mens al hoe dieper in die sonde vasgevang word en vasval as jy God se wette minag of na verkeerde mense luister. Nou vers 2 onderstreep duidelik die Hebreëse woord Torah, wat in die Masoretiese teks vertaal kan word onderrig of instruksie. Maar dan gaan vers 2 verder. Dit is iemand wat oor die wette dink, as hy op sy bed lê in die nag, dan herroep hy die wet, en hy prewel dit, en hy maak dit duidelik vir homself, hy oordink dit, hy mediteer die skrif, hy oordink die wette van God. En dan belangrik vers 5, die Masoretiese teks gebruik die Hebreëse woord Yakumu. Die goddelose sal nie die wetlike of morele gewig hê. Hulle sal nie op daardie dag kan staan om regop te bly wanneer God se finale oordeel neerkom nie. Dit is die betekenis daar. Hulle sal nie kan staan nie. En dan is daar ook 'n belangrike ding.
Hierdie oordeel wys nie na 'n algemene oordeel van mense nie, maar na die spesifieke finale regspraak van God. Omdat die goddelose soos kaf, gewigloos en sonder substansie is, hulle het nie die vryspraak van God nie, hulle is nie regverdig verklaar nie, het hulle geen wetlike status of morele swaartekrag om in God se finale hofsaak staande te bly nie. Dis dan in kort 'n bietjie 'n verduideliking van hierdie teks wat baie belangrik is in ons dag, net om dinge beter te verstaan. Maar ek moet ook iets oor vers 6 sê. Ja, die Here sorg. Die werkwoord yada beteken letterlik om te weet, om te ken. Dit is om God intiem te ken en lief te hê. Yada. Soos 'n man sy vrou intiem ken. Hy weet wat sy vrou regtig nodig het vir hierdie dag en hy het haar lief soos Christus die kerk lief gehad het. Hy het haar lief, maar hy beskerm haar ook. Dit kan vertaal word met dra sorg vir. God ken elke tree wat die regverdige gee en loop daardie pad saam met hom in 'n intieme liefdesverhouding. En hy leef voor die Koram Deo, voor die aangesig van die God. Hy wandel daagliks met hom in sy teenwoordigheid. Dit is wat die yada daar beteken. Dit sluit alles daarin wat ek nou gesê het. En dit is 'n geseënde pad. Wat is daar beter as om elke dag intiem met God te verkeer en te wandel? Dit is wat Jesus vir ons kom doen het en moontlik maak in hierdie kant van die graf. Maar in teenoorgestelde, die pad van die onregverdige of die goddelose, abad, die Engelse vertaal het met perish, verlore gaan. Dit beteken die pad van die ongelowige is eintlik 'n doodloopstraat. Die pad van die regverdige het dan 'n ewige bestemming van ongekende vrede en vreugde, omdat God die goeie herder is hy lief vir sy bruid en hy beskerm haar en hy vertroos haar. Hy voorsien aan haar alles wat nodig is op hierdie pad wat ons is. Maar die pad van die goddelose het geen leier of gids nie. Dit ken geen goeie herder nie. Sy pad verdwyn in die niet. Dit verbrokkel, dit loop dood. Dit hou op om te bestaan. Kom ons vat net saam wat ons gesê het. Dit is die hele Psalm 1 begin met die woord Asheri, gelukkig, geseënd. Dit is dan die hoogste vorm van lewe hier op aarde. Dit is wat die teks bevat. En dit eindig met die woord Tobet. Loop dood, vergaan. Die absolute einde van die lewe vir die goddelose en die wat nie bekeer nie, is 'n doodloopstraat. En nou kan ons met ons teks begin met dit as die werklike agtergrond van wat die skrywer ook in Jeremia 23 vers 29 sê. Is my woord nie soos vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Liewe vriende, ons leef in 'n wêreld wat oorloop van verwarring en verwarrende stemme. Op die sosiale media het elkeen wat 'n platform het, sy eie opinie oor alles. Oor elke moontlike onderwerp het hulle 'n finale uitspraak. En die probleem is selfs jou eie vriende bied daagliks ook 'n boodskap aan jou. Dit klink dikwels mooi, dit voel gemaklik, dit klink so reg, dit beloof vryheid sonder gevolge. En dit is presies wat die valse profete in Jeremia se tyd gedoen het. Hulle het gesê wat die mense se ore streel, se jukkende ore wou hoor. Maar die Here sê vir jou en vir my vandag, daardie stemme is kaf. Dit waai weg. Psalm 1 stel dit baie akkuraat.
God se woord staan vir ewig vas. Jesaja 40:8, Psalm 119 vers 89, 1 Petrus 1 vers 24 tot 25, en dan kom Jesus self so aan die woord in Matteus 24:35 en Matteus 5 vers 18. Al hierdie woorde van God is ewig en sal vir ewig vasstaan. Dit is onbeweeglik. Dit is gebou op die rots Jesus Christus wat die woorde gespreek het. Dit is ewige woorde. Dit is permanent. Dit is onwankelbaar. En om aan te sluit by ons teks vanoggend, dit is ook 'n vuur en 'n hamer. Nou wat moet ons verstaan onder vuur en hamer? Die vuur is die vuur wat die skynheiligheid wegbrand. Vandag probeer die wêreld julle wys maak dat julle eie waarde kan skep, sodat jy goed voel en alles reg is. Maar God se woord verdra nie skynheiligheid of lauwarm Christendom nie. God se woord is soos vuur wat deur alle skyn en maskers kom en jou ontmasker. Jy weet, julle kan julle ouers en julle kerk en julle vriende flous met 'n mooi Christelike voorkoms, veral as jy nou Sondag nog kerk toe gaan ook, terwyl julle harte deur die week vol is van geheime sondes, wat net jy sal ken, pornografie, rebellie, afgoderry, mens kry nie genoeg nie. Mens wil net meer en meer hê, jy's hebsugtig. God se oordeel is baie duidelik oor al hierdie dinge en dit werk soos 'n verterende vuur. Moenie dink jou jeug is 'n lisensie om met die sonde te speel nie. As jy die woord ignoreer, gaan daardie selfde woord jou eendag verteer en ontmasker. Jy weet, die beeld van Jesus in die boek Openbaring is geweldig. Daar kom hy met 'n tweesnydende swaard in sy mond. En dit is hierdie woorde wat ons gaan oordeel. Dit is die enigste regste maatstaf om jouself te toets. Dit is soos 'n spieël waar jy jou vuilheid kan sien, maar nie om jou dood te maak nie, maar om jou skoner te was in dit wat Jesus vir ons kon doen het. Ja, moenie vandag God se woorde minag of te lig vind nie. Hierdie woorde wat jy nou wil ignoreer, daardie selfde woord gaan jou eendag verteer en ontmasker. Maar dit is nie net 'n vuur wat die skynheiligheid wegbrand nie. Die hamer is ook die hamer wat die harde hart verbrysel. Die Here vergelyk die menslike hart met 'n rots. 'n mens raak vandag vinnig afgestomp weens alles wat na jou toe kom, en jy raak traag en lui om te glo wat God sê, en jy beweeg nie. Dan word jy hard teen die gebooie, omdat jy die kultuur en die wêreld bo die Bybel stel. Julle dink miskien, soos ek ook gedink het, ek is nog jonk, ek sal later die lewe bietjie ernstiger opneem, en as dit dan gebeur, dan sal ek alles vinnig regstel. Dit is 'n baie verkeerde manier om na die werklikheid te kyk. Hoekom? Want die Bybel is baie duidelik. Want God is so goed vir ons. Daar's nie een wat na my luister wat sal sê God is nie goed nie. Hy is. Hy's vol van liefde. Hy's 'n goeie God. Hy laat sy goedheid kom oor goed en sleg, oor Christen en ateïs. Maar dan kom die Bybel en waarsku teen so 'n gedagte. Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedheid en verdraagsaamheid en geduld, sonder om te besef dat hierdie goedheid van God jou tot bekering wil lei. Dis 'n ander siening, nee. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit nie vir jou iets vanoggend nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie?
2 Petrus 3 vers 9, die Here stel nie die vervulling van die belofte uit soos party mense dink nie. Nee, hy is geduldig met julle, met almal, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dit is wat God se goedheid met jou doen. Moet dit nie miskyk en dink alles is reg as jy teen die Bybel en die woord van God vanoggend rebelleer nie. Was nog een teks, Jesegiel 33 vers 11, sê die Here, so seker as ek leef, sê die Here my God, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en sy lewe. En dan kom Joël 2 vers 13 en help ons, skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God, want hy is genadig, barmhartig, lankmoedig en vol van liefde. Ek wil afsluit mense, die hamer van die woord gaan verseker jou lewe tref. Die vraag is, gaan dit jou tref om jou te red, of gaan dit jou tref om vir jou vir ewig te oordeel? Vir diegene wat na God luister, breek die hamer die sondige trots en die hardheid van die vlees, sodat daar 'n nuwe sagmoedige hart oorbly en sê, Here, wat wil U met ek doen? Jy slaan op jou bors en jy sê, Here, wees my sondaar genadig. Wat wil U nou hê ek moet doen? Dit is hierdie hamer wat jou tref, maar die woord gaan verder. Die woord is soos 'n hamer wat die sondige en verdorwe begeertes van die vlees tem en onderwerp. Dit breek nie die persoon tot vernietiging nie. Omdat hulle gewillig is, daarom onderwerp hulle nou hulle self aan hierdie genade wat na hulle kant toe gekom het, en hulle aanvaar God se woord. Hulle onderwerp hulle self aan wat God besluit en sê in sy woord. Maar nou as jy kies om jou eie pad te loop en die woord van God as oudtyds irrelevant tradisie, dit net ignoreer, dan staan jy vandag onder die direkte oordeel van die almagtige God. Wie ook al vanoggend na my luister, dit sluit jong mense in, sluit klein kindertjies in. Die oomblik van beslissing en die keuse is altyd nou. As jy vandag die stem van die Here gehoor het, kan ek net sê, los die kaf. Skakel die stemme van die wêreld af. Julle nie wil onderwerp aan God se wette nie. Buig voor die hamer. Onderwerp jou vandag vrywillig aan al God se woorde. Onderwerp jou aan God. Sê, Here, leer my. Wys my die regte pad. En in U lig, die skriflig, sal ek die pad sien. Stop jou rebellie teen God. Verootmoedig jou vanoggend voor hom. Om jou harde, opstandige hart van rebellie te versaak en na Jesus te hardloop en sê, Here, net U kan my red en my help. Vrees die vuur, besef dat God 'n verterende vuur is, wat totale gehoorsaamheid eis, nie net lippediens nie, nie net maak nie. Ek wil afsluit met 'n paar finale tekste. Jeremia 23:29, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat die rots vermorsel nie. Hebreërs 11:29, want ons God is 'n verterende vuur. Prediker 11 vers 9, verbly jy jou o jongeling in jou jeug. Wees vrolik en bly en geniet die lewe, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig gaan bring. En dan Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
Hebreërs 3:15. Vandag, as jy die goeie herder se stem gehoor het, verhard julle harte nie. As jy vandag jou goeie herder se stem hoor, moenie verhard nie, maar vlug na Christus toe, vir genade, voor hierdie hamer en vuur van God, die finale oordeel sal vel. Amen.